Jaar 4. Hier is jou kantoorpraktyk leerpapier. Jaar 4 vir kwartaal 2. Konsep en doeleindes van liaisering. Konsep van liaisering. 'n Leerstrategie van die kantoor. Bewaring is 'n stelselmatige proses om geskrewe rekords te klassifiseer, op te slaan en te bewaar vir toekomstige verwysing. Dit is noodsaaklik vir kantoorbestuur. 'n Kantoor genereer, ontvang en stuur elke dag baie dokumente. Dit moet behoorlik opgeneem en geberg word. Dit moet maklik beskikbaar wees soos nodig. Bewaring bied veilige berging en vinnige ligging van rekords. Bewaring is die basis van rekordbestuur. Die doel van liaisering. Daar is verskillende doeleindes om die liaiseringsstelsel in die kantoor te onderhou. Sommige daarvan word soos volg beskryf. Nommer 1. Versamel dokumente. Kantoor genereer, ontvang en stuur elke dag baie dokumente. Die doel van die indiening is om al die dokumente te versamel. Diegene wat benodig word, word sorgvuldig geberg. Dokumente wat nie geliaseer hoef te word nie, word vernietig. Klassifiseer dokumente. Die doel van die indiening is om dokumente wat benodig word in te dien. Dit word stelselmatig volgens een van die volgende metodes rangskik: alfabeties, numeries, onderwerpgerig of kronologies. Ons sal later oor hierdie 4 meer uitbrei. Stoor dokumente. Die doel van die indiening is om geklassifiseerde dokumente in leers te stoor. Verwante dokumente word in een leer bewaar. Die leers dien as geheue van die kantoor. Bewaar dokumente. Die ander doel van die indiening is om dokumente veilig te bewaar. Die leers word in laaie en liaseerkaste geberg. Hulle is beskerm teen stof, insekte, rotte, vuur en diefstal. Vertroulike dokumente is toegesluit. Soek dokumente. Die doel van die indiening is om maklik geliaseerde dokumente op te spoor. Dit is gereedelik beskikbaar vir gebruik soos nodig. Dokumente is nodig vir verwysingsdoeleindes. Dit is ook nodig om regsgetuienis te lewer in geval van geskille. Verskaf inligting. Die doel van die indiening is om inligting te verskaf vir besluitneming, planning en beheer. Dit help ook om beleid te formuleer. Voldoen aan wetlike vereistes. Die ander doel van die indiening is om aan die wetlike vereistes te voldoen. Wette kan vereis dat dokumente bewaar word tot die organisasie se leeftyd of vir 'n bepaalde periode. Dan verskillende soorte liaiseringsstelsels. Die proses om opskrif te kies waaronder dokumente gegroepeer of geklassifiseer word op grond van algemene kenmerke. Die basis van die indeling is soos volg: alfabetiese indeling. Die liaiseringsmetode waar volgens leers en gidse gerangskik word in die volgorde van alfabete van die name van die persoon of instansie wat by so 'n leer betrokke is alfabetiese indeling. Dit is die gewildste en mees algemene metode van liaisering. Hier is 'n prentjie wat dit demonstreer. Die liaisering reëls vir alfabetiese plasing is redelik eenvoudig. Hulle is soos volg. Sorteer die leergidse volgens die eerste letter van die van of vak. Gebruik die tweede letter as die eerste letter dieselfde is. Gebruik die derde letter as die tweede letters dieselfde is en so meer. As die vanne dieselfde is, sorteer volgens die eerste letter van die voorletters, dan die tweede en so meer. Ignoreer koppeltekens in vanne en sorteer as een woord. Sorteer name van organisasies streng alfabeties. Numeriese indeling. Hier is 'n voorbeeld. Die liaiseringsmetode waar volgens leers en gidse in volgorde van nommer gerangskik word numeriese indeling genoem. Alle leers en gidse word afsonderlike nommers gegee. Dit is 'n indirekte metode van klassifisering van liaisering. In hierdie liaisering word alfabetiese indeks vereis. Subjektiewe indeling.
In hierdie indieningsmetode word rekords volgens hul onderwerp geklassifiseer. Briewe en dokumente word in vaklers en gidse in vaklers of in vakkaarte ingedeel. In hierdie liasering moet die vak alfabeties gerangskik word. Daar is 'n voorbeeld. Hierdie tipe liasering word meer in die huis gebruik. Voorbeelde van sulke tipe leers sal wees water en ligte, jou huislening, jou kredietkaart en jou selfoon. Dan kry ons kronologiese indeling. In hierdie metode word leers en leergidse van dokumente In hierdie metode word leers en leergidse van dokumente gerangskik volgens die datum, dag en tyd. Ek sou nie hierdie sommer as 'n filing metode gebruik nie. Ek is van die mening dat dit eintlik geskik is wanneer jy elektroniese filing doen. Tipes liaseertoerusting. Individue en besighede het 'n verskeidenheid keuses as dit kom by liaseringstoerusting. Sommige opsies bied hoë vlakke van sekuriteit, terwyl ander 'n hoë digtheid leers kan akkommodeer. Die hoeveelheid ruimte wat u het, die sensitiwiteit van die leers en die voorkeur vir fisiese of elektroniese rekords beïnvloed die keuse van liaseringstoerusting. Fisiese liaseringstoerusting. Bewaarkaste. Die liaseerkabinet is 'n kantoorstapel voedsel. 4 laaie waarmee leers lateraal gestoor kan word is standaard. Leerkaste is voordelig as jy rekords moet beveilig. Aangesien hierdie kaste toegesluit kan word, kan 'n onderneming toegang tot sensitiewe leers beperk, terwyl werknemers en besoekers steeds die kamer kan binnegaan. Oop rakke. Die alternatief vir liaseerkaste is oop rakke. Eenhede is soortgelyk aan oop boekrakke en is spesifiek ontwerp vir die lengte en breedte van die leergids. Die ontwerp gee gebruikers maklike toegang tot leers. Digitale liaseringstoerusting. Individue en ondernemings wat die tegnologie wil benut, kan leers digitaal eerder as fisies stoor. Elektroniese dokumente word direk in die stelsel gestoor en fisiese dokumente kan geskandeer en in 'n digitale formaat omgeskakel word. Die digitale liaseerstelsels kan gebruikers vinnig inligting soek en data veilig hou. Leers kan plaaslik op 'n skootrekenaar of rekenaar se interne harde skyf georganiseer en gestoor word. Eksterne toestelle. Dis gerieflik om die interne harde skyf van die rekenaar te gebruik om leers te stoor, maar daar is die risiko dat u al die inligting kan verloor as die harde skyf beskadig is. Om hierdie risiko te versag, wil gebruikers moontlik data op 'n eksterne toestel rugsteun, 'n server of 'n bediener. Besighede wat wil hê dat verskeie partye toegang tot dieselfde data het, wil moontlik in 'n server of bediener belê. Dit maak dit maklik vir 'n groot aantal individue om toegang tot dieselfde leers te hê. Serverdata kan gerugsteun word, met ander woorde gebackup word na 'n eksterne toestel of die wolk vir ekstra sekuriteit. Fisiese servers of bedieners lyk soos 'n hoë-end rekenaar, met ander woorde die boks van jou rekenaar. Alternatiefelik kan ondernemings 'n wolkgebaseerde hostingdiens kies, soos Amazon Web Services, Windows Azure en enige ander cloud services. Is alles opsies wat nie 'n fisiese bediener benodig nie. Verskillende tipes liaseringtoerusting. Jy kry 'n 2-laai liaseerkabinet, 4-laai liaseerkabinet, hout liaseringskabinet, instapleerkas, liaseerboks, konsertina leer, hefboomboogleer of beter bekend as 'n arch lever file box, hangleerraam, liaseertrollie en dan het ek vergeet om 'n oop rakke ook in te sit as 'n liaseringstoerusting. Definieer werksetiek. 'n Werksetiek is 'n stel morele beginsels wat mense in hul werk gebruik. Mense met goeie werksetiek onderhou sekere beginsels wat hul werkgedrag rig.
wat daartoe lei dat hulle konsekwent werk van hoë gehalte lewer en die uitset motiveer hulle om op koers te bly. Basies kan werksetiek verwys na hoe u oor die werk of loopbaan voel en dit dek u houding en gedrag. Werksetiek word gebruik om te verwys na sleutelkenmerke wat u behoort te hê en dit sluit onder andere eerlikheid, integriteit, nederigheid en verantwoordbaarheid in. Dit is duidelik dat werksetiek belangrik is om u identiteit te definieer. Dit word deel van wie jy is en daar is geen twyfel dat 'n groot deel van hoe mense jou sal sien en ken, sal kom uit wat hulle in jou werksetiek sien nie. Nou wat is werksetiek presies? Ons gedragskode. Werkgewers wil met mense werk wat 'n sterk werksetiek het. Diegene wat hierdie eienskap het, is beter werknemers wat die werk verrig, maak nie saak wat nie. Gedra jouself altyd professioneel. Professionaliteit is iets wat waargeneem word vanaf die oomblik dat 'n werknemer by die kantoor deur instap tot wanneer hy vertrek. Hy is professioneel aangetrek met skoon gestrykte klere. Organisasie en hoë produktiwiteit. Werknemers met 'n goeie werksetiek is geneig om daaglikse take te volg of te ontwikkel. Dit word gereeld georden en georganiseer sodat sy weet dat sy die nodige tyd aan een taak kan wy. Spanwerk en samewerking. 'n Deel van 'n goeie werksetiek is om te verstaan dat jy deel is van die groter span en dat elkeen 'n rol het. Vasbeslote om te slaag. Diegene met goeie werksetiek het interne motivering om te slaag. 'n Werknemer met 'n goeie werksetiek sal nie wag dat iemand anders die probleem hanteer nie. Konsekwente en hoë kwaliteit werk is gevolg van behoorlike skedulering, 'n vasberadenheid om te slaag en 'n hoë standaard van professionaliteit is die werk wat 'n werknemer met 'n goeie werksetiek lewer van hoë gehalte. Nie net word werk op 'n professionele manier aangebied nie, maar dit gaan dikwels verder as wat aanvanklik vereis is. Elemente van goeie werksetiek. Integriteit. Dit beteken om altyd die regte dinge te doen, selfs as niemand kyk nie. Wat nog te sê jou baas. Vertroue. Jy kan 'n sekere mate van vertroue verdien as u in staat is om resultate te behaal terwyl jy kommer vir ander betoon en die heeltyd met integriteit optree. Klem op kwaliteit van werk. As jy toewyding toon om baie goeie resultate in die werk te verkry, sal u werksetiek beslis skyn. Terwyl sommige werknemers slegs die minimum doen of slegs wat van hulle verwag word, is daar diegene wat verder gaan. Professionaliteit. Dit is so breed en skynbaar allesomvattend dat baie mense selfs so ver gaan om te sê dat professionaliteit gelykstaande is aan 'n soliede werksetiek. Dissipline. Dissipline behels fokus, toewyding en vasberadenheid van u kant om te doen wat u moet doen. Verantwoordelikheidsin. As u 'n sterk werksetiek het, sal u sorg dat u u pligte en verantwoordelikhede kan nakom. U sal ook geneig wees om die bes te doen as u die beste resultate wil behaal. Sin vir spanwerk. Werksetiek word voortdurend gevorm deur verhoudings, spesifiek oor hoe u dit kan hanteer om doelwitte te bereik, hetsy gedeel of individueel. Wat is swak werksetiek? Die duidelikste teken van 'n negatiewe werksetiek is gebrek aan produktiwiteit. Uitstel is bo aan die lys van slegte werkgewoontes. 'n Werknemer wat werkopdragte deurgee of wag tot op die laaste oomblik om dit te voltooi, lewer dikwels werk van laer gehalte en loop die gevaar om 'n sperdatum te mis. Dis ook mense wat nie betroubaar is nie. Jy is nie positief nie, jy het geen inisiatief nie, jy het geen respek nie, jy het geen integriteit nie en jy is altyd ondankbaar. Wat is goeie werksetiek? Hierdie is 'n lekker tabelletjie wat dit mooi opsom. Betroubaarheid, professionalisme, positiwiteit, inisiatief, respek, integriteit en dankbaarheid. Jy kan deur hom ook werk vir die toets. Sterkte, leer hard,
Ek weet julle kan goed doen.